Ons lees saam uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 21. Die aan die einde van die Nuwe Testament se kant, daar by Openbaring voor Openbaring. Ek lees hierdie boodskapvertaling uit, dit gaan so iets wat verander of verskil van dit wat op die skerm is. Jy kan gerus volg en ook luister. Wanneer ons na hierdie gedeelte luister, kyk na die nagmaalstafel as die tafel van liefde, kyk na die nagmaalstafel as die tafel van genade. Kyk na die nagmaalstafel as die tafel van herinnering toe Jesus self en sy disippels gesê het dat hy die nagmaal ingestel het. Hemelse Vader, dankie dat ons kan stil word voor U. Dankie vir die vertaling op die woord. Dankie vir die vertaling wat ons kan lees. Dankie dat ons ook die woord in ons eie taal kan lees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. My liewe vriende, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want liefde kom van God af. Aan liefde ken 'n mens die kinders van God uit, want hulle ken hom goed. God is liefde. Iemand wat nie lief het nie, weet niks van God nie. Goddelike liefde lyk so. God het sy unieke seun na die wêreld gestuur om vir ons die ewige lewe te kom gee. Dit is die soort liefde waarvan ek praat. Dit gaan nie oor liefde waarmee ons God lief het nie. Nee, dit gaan oor die liefde waarmee God ons lief het. Hierdie liefde het gemaak dat hy sy seun gestuur het met 'n doel om te sorg dat al ons sondes vergewe word. Liewe vriende, God het vir ons gewys wat ware liefde is. Ons behoort ook mekaar so lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar lief het, kan mense God in ons lewe sien. Sy lewe blom in ons soos hy bedoel het. Dit moet wees. Dit is vir ons die bewys van die intieme verhouding wat tussen God en ons as sy kinders bestaan. God het sy gees in ons hart laat werk. Ons het alles gesien en kan dus verseker sê, die Vader het sy seun gestuur met die doel om die mense op aarde te kom red. Iemand wat dus bely, Jesus is die seun van God, leef intiem saam met God en God saam met hom. God het ons lief, ons weet en glo dit. God se liefde, as daar liefde uit 'n lewe uitstraal, vertel vir ons hoe naby jy aan God leef. So bereik die liefdevolle God sy doel met ons. Ons kan die oordeelsdag met vrymoedigheid, sonder om bang te wees, tegemoet stap. In hierdie wêreld is ons situasie immers presies dieselfde as Jesus se. Daar waar liefde heers, is daar nie plek vir vrees nie. Veral nie vrees vir God se finale oordeel nie. Ware, egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Niemand wat dus nog sulke vrees in hom ronddra, sy lewe is nog nie heeltemal deurdrenk met God se liefde nie. En hoekom nie? Want vrees is net heeltyd bekommerd oor die straf wat kan kom. God het ons eerste lief gehad, daarom kan ons ook nie anders as om lief te hê nie. As iemand vertel dat hy God lief het, maar liefdeloos teenoor sy medegelowige optree, is hy 'n regte leenaar. Dink net, as iemand nie eens die medegelowige lief het wat hy kan sien nie, hoe sal hy God kan lief hê wat hy nie eens sien nie? Wie God lief het geen ander keuse as om sy medegelowige lief te hê nie. Dit is die opdrag wat hy ons gegee het. Dit is die opdrag wat hy ons gegee het. En as ons kyk na ons skerm op die bord, dan is daar vir ons 'n paar raakpunte wat ek opgesom het, en dit is dan sommer die eerste ene,
dat ons vanoggend, soos ek gesê het, rondom die nagmaaltafel sit, 'n tafel van liefde, 'n tafel van herinnering en 'n tafel van genade. In hierdie gedeelte word ons opnuut herinner dat God 'n God van liefde is. Dit is die hart van die evangelie, dit is die hart van hierdie nagmaaltafel, dat God die God van liefde is. Dit is die hart van ons geloof. Ons glo dat God my eerste lief gehad het, nog voordat ek enige keuses kon uitgevind, het God my alreeds lief gehad. En ek staan vanoggend, soos ek gesê het, agter die nagmaaltafel, dat jy juis hierdie beeld van liefde wat God aan ons geopenbaar het, duidelik kan sien. Liefde begin by God, en liefde is nie iets wat ons self kan probeer doen sonder God nie. Dit is maar 'n oppervlakkige en 'n doellose poging van ons as mens om mekaar te probeer lief hê as daardie ware liefde nie van God afkom nie. En liefde beteken dat God ons gesoek het nog voordat ons hom gesoek het. Ons het nog nie geweet van liefde nie, toe het God ons alreeds lief. En toe vir ons verlore was, het God ons in daardie verlorenheid ook lief gehad. En hierin lê die troos van die nagmaaltafel vanoggend. Jy hoef nie goed genoeg te wees om geliefd te wees nie. Jy hoef nie iemand anders as 'n liefde te verdien nie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan net God se liefde uitstraal. Daar wees dit daardie persoon en soms net luister, want dit is wat ware liefde is. God bewys sy liefde deur sy seun Jesus te stuur. God se liefde het 'n naam. En God se liefde se naam is Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun na die aarde toe gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Jesus Christus is God se liefde. En dit is die kern van God se evangelie. God se liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n daad. Dit is histories, ons kan terugkeer na dit. Dit is konkreet, ons glo daarin. En God se liefde is vlees en bloed. In die naam van Jesus Christus. Aan die kruis sien ons God se geregtigheid. Ons sien sy heiligheid, sy genade en sy liefde. En wanneer ons dan hier by die nagmaaltafel aansit, dan kom ons agter en ons verkondig eintlik, of God verkondig, God se liefde het 'n liggaam gehad, want Jesus het gesê, dit is my liggaam. Ons verkondig dat Jesus vir ons gesterf het, omdat hy ons lief het en dat hy uit die dood uit opgestaan het. Vers 21 sê, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. En nou moet ons mooi luister, want u kyk na my vanuit die nagmaaltafel. Ons kan nie die brood neem en mense verwerp nie. Ons kan nie vergifnis ontvang deur die nagmaaltafel en self met 'n stuk onvergifnis in ons hart rondloop nie. Want dit is wat die nagmaaltafel beteken, is wat die liefde van God beteken. Hier word die nagmaal prakties vanoggend in hierdie gedeelte van 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Ons kan nie die brood neem en mense verwerp nie. Ons kan nie God se vergifnis ontvang en ek loop self met 'n stuk onvergifnis teenoor ander in my hart rond nie. Nagmaal, die ware opregte gebruik van nagmaal verander hoe ek optree in my huis, in my werk, in my huwelik, in verhoudings en ook in die gemeenskap. Liefde volgens 1 Johannes 4 is nie 'n gevoel nie, dit is 'n opdrag. Julle moet mekaar lief hê. En hierdie opdrag is iets wat uit God se hart uit na ons toe kom, om te sê dat ons mekaar moet lief hê. Bonhoeffer, een van die groot teoloë, het gesê, Christelike liefde is nie gebaseer op emosie nie, maar op gehoorsaamheid aan Christus. Met ander woorde, ons het nie mense lief net wanneer dit ons pas of wanneer dit gemaklik is nie. Ons het nie mense lief wanneer hulle dit verdien of nie verdien nie.
Ons het lief, omdat God ons opdrag gegee het, om lief te hê. En hoe lyk hierdie opdrag? Hoe kan God se liefde opgesom word deur Jesus Christus? Daar aan die kruis, het hy lief gehad toe mense hom verwerp het. Hy het lief gehad toe mense hom verraai het. Hy het lief gehad tot aan die kruis. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou sê God dat ons agterkom vanuit wat Jesus gedoen het, dat hy nie verwerp het, vir mense verwerp het nie, dat hy nog steeds lief gehad het ten spyte van verraad, tot aan die kruis het hy lief gehad. Leer ons nou wat ware liefde is en ons kry die opdrag. Volgens vers 21, die laaste versie, leef hierdie liefde uit. Gaan dra dit uit. By die nagmaal hoor ons weer hierdie opdrag. Wanneer jy die brood neem, hoor jy, so lief het ek jou. Wanneer jy die wyn drink, dan hoor jy, gaan leef nou hierdie liefde uit in die nuwe verbond. Kan ek net weer herhaal? Wanneer ons die brood neem, dan sê ons vir mekaar, die visie wat ons met die kinders gedeel het, Jesus Christus, Seun van God, Verlosser. Wanneer ons die brood neem, dan sê Jesus, so lief het ek jou gehad. Want dit is my liggaam wat ons gebruik. Wanneer jy die wyn drink, dan hoor ons, gaan leef hierdie liefde uit. Dit is die nuwe verbond. Die nagmaal is dus 'n troos, maar ook 'n sending. Die nagmaal is genade, maar ook 'n roeping. Ontvang hierdie roeping en gaan leef dit uit. Geliefdes, my slotgedagte voordat ons oorgaan tot die nagmaal is, hoor God se boodskap persoonlik aan jou vanoggend. God het jou eerste lief gehad. Hy het sy liefde bewys deur Jesus te stuur. Hy voed jou met sy genade en sy liefde aan die nagmaalstafel. En dan sê hy sag maar duidelik, gaan leef my liefde uit. Nie alleen nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. Maar God se liefde deur ons elkeen vloei. Wanneer ons kom by die nagmaal, dan is dit eerstens 'n uitnodiging. God rig hierdie uitnodiging aan ons, soos wat Jesus vir onsself gesê het, dat ons hier aan die tafel moet kom sit. Daar staan vir ons geskrywe, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons kom nie na hierdie tafel omdat ons waardig is nie, maar omdat ons deur die Here genooi word. Hierdeur verkondig God dat hy ons liefhet. En hier ontvang ons weer die tekens van genade en vergifnis. Ons Here Jesus Christus het in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem en nadat hy gedank het, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam vir julle. So het hy ook die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond in my bloed. En wanneer ons na die tekens kyk, dan besef ons net weer eens, wanneer ek die brood neem, hoor ek die stem van liefde. Wanneer ek die wyn of die druiwesap neem, dan hoor ek, gaan leef my liefde uit. Die nagmaal is daar vir gelowiges. Ons kan nie die liggaam van Christus gebruik en assosieer met sy bloed as die nuwe verbond, as ons nie in hom glo, as ons verlosser en saligmaker is, of saligmaker nie. Kom weer terug na die kindergedeelte, waar ons die twee bogies geteken het, een bo, een onder, en dit het die visie gevorm. As ons wil slim klink, dan kan ons praat van die ichtes. As ons regtig met mekaar wil praat en met mekaar deel die evangelie, dan sê ons Jesus Christus, Seun van God, Verlosser. En dit is wat ons dan ook kom vier, en die eerste geloofsbelijdenis
Baie kort geloofsbelijdenis kom reeds in 1 Korintiërs 12 vers 13 voor. Wanneer jy die tekens gebruik en jy ken dalk nie die geloofsbelijdenis, ons sal hom nou wel hardop opsê, is die vroegste geloofsbelijdenis 1 Korintiërs 12 13. Jesus is die Here. Wat meer wil ons bely, wat meer kan ons sê, as wat Jesus die Here is vir elkeen van ons. Die geloofsbelijdenis sal op die bord wees, en dan kan ons staan, dit hardop sê, sy 'n tafelgebed doen, en ons sal begin met die uitdeel van die tekens. Kom ons staan, die van u wat glo Jesus Christus, bely, jou geloof hardop met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.